Môre maatjies. Ons is by 'n belangrike hoofstuk in die Bybel, Eksodus 20. Die 10 gebooie. Dit behoort ons uit ons kop uit te ken, hè, Leandri. Ken ons die 10 gebooie. Maar ons het laas gesien Eksodus 19. Vader Jahwe het vir die volk gesê om daar by mekaar kom by die berg. Moses moet hulle na die berg toe vat en dan toe is daar rook en vuur en donder en blitse en die volk bewe. En Vader Jahwe roep vir Moses op na boontoe en hy kry die 10 gebooie. En Vader Jahwe sê vir hom ons die mooiste woorde, nee, hy het sy volk lief. En hy sê ek is Jahwe jou God wat jou uit Egipte land uitgelei het. Dit beteken Jahwe is ons God. Hy sorg vir ons, hy red ons. Maar nou ook met die 10 gebooie met die verbond sê hy ek alleen is julle God en julle moet my alleen dien. Kom ons doen gou die 10 gebooie. Kom ons vat die vingertjies. Eerste gebod, jy moet Jahwe alleen lief hê, nê? Jahwe alleen is God, jy mag geen ander gode voor sy aangesig hê nie. Hy is die enigste God, nê? En die tweede ene is ons mag nie voor iemand anders te buig nie. Mag nie 'n beeld maak of 'n afgod of so iets nie, nê? En die derde ene? Ja, 'n driekie laat mens dink aan lippies, nê? Jy mag nie die naam van Jahwe uitelik gebruik nie, nê? En die vierde ene? Sy gedenk die Sabbatdag, ons moet saam met Jahwe 'n dag sy dag spandeer. Ons moet met hom vir hom loof en prys en saam met sy kinders bymekaar wees, nie ons eie pret en plesier nie, nê? Vyfde een hou ek van eer jou vader en jou moeder en dit is die gebod met 'n belofte dat jy daar verleng mag word, eer jou vader en moeder, wees lief vir hulle, gehoorsaam en soet. Al dink jy hulle is baie keer onregverdig. Hulle is nog steeds jou ouers. En die 6de gebod? Jy mag nie doodslaan nie. En dit is 'n baie belangrike een. En die 7de gebod? Jy mag nie egbreek pleeg nie, nê? Ons is, Jahwe sê ons moet trou en ons mag nie die eg breek nie. Net soos wat hy ook met sy volk getrou het en nie die eg breek nie. 8ste ene? Dit lyk soos boeie, nê? Ja, jy mag nie steel nie. En die 9de ene? Jy mag nie valse getuies lewer nie, mag nie jok nie, mag nie lieg nie, moet die waarheid praat nie. En dan die 10de ene? Jy mag nie begeer nie. Dit beteken jy moet tevrede wees met wat Vader Jahwe vir jou gee. Jy mag nie na iemand anders so goed kyk en wens jy kan dit kry nie, want jy dink dalk dit nog en dan wil jy begin steel, nê? Of jy is ondankbaar. Ons moet tevrede wees want Jahwe is ons God en hy sorg vir ons. Maar toe Moses van daai berg af kom, dit het so geblits en gerook en vuur, dat die volk vir Moses sê, Moses, spreek jy met ons? Jahwe moenie met ons spreek nie, ons is te bang vir hom. En Vader Jahwe sê, moenie vrees nie, julle moet net onthou, julle moenie ander gode dien nie. As jy alleen is, dan dink mens baie keer, niemand sien my nie, ek gaan verkeerde goedjies doen, of verkeerde dinge dink. Vader Jahwe sê, nee, julle moet altyd weet, ek is julle God, julle moet altyd vir my vrees. Maat, probeer die 10 gebooie bietjie weer uit julle koppe uitleer, vra vir mamma en pappa, en wat 'n hoofstuk in die Bybel is dit? Eksodus 20, nee, dit is baie belangrik. Vader Jahwe het vir die Israeliete, daar vir hulle baie mooi gesê, hy is die enigste God, hulle het dit gesien, is net hy wat wonderwerke gedoen het, hulle moet nie gaan staan in silwer en afgode van silwer en goud afgode maak of hout of klip nie. Jahwe alleen is hulle lewende God. Kom ons sit net so en maak ons die oogies toe. Dankie Vader Jahwe dat U ons God is. Dankie dat ons uit die woord kan lees van U gebooie. Dankie dat U dit op ons hartjies skryf. Help ons om altyd te doen wat U welbehaaglik is, dit wat U vir ons leer. In Yeshua, amen. Tot ziens maats, tot volgende week, tata!